Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens en ook die gebruik van die nagmaal vir u almal tot seën sal wees, tot opbou in die geloof en dat ons saam wees sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die lofsang, Psalm 23, al 3 verse, en die lofsang, Gesang 38, vers 1 en 5. Ons sing Psalm 23, al 3 verse staande, en bly dan staan tot na die lofsang, Gesang 38, vers 1 en 5. Stuur nou, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring by u heilige berg en by u woninge. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Die skriflesing vanoggend, broers en susters, is uit die Psalmboek, Psalm 27. Psalm 27, vers 1 tot 14. Terwyl ons nou die woord van die Here oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Here onse God, U is vir ons baie goed. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U ons toevlug is in gevaar, ons hulp in nood. Ons dank U dat U ons uit die boeie van die duiwel, die bande van die sonde en die kerker van die dood bevry het deur Jesus Christus. Ons dank U dat U self U oor ons ontferm in die bose wêreld waarin ons leef. Ons dank U dat U ons nou weer in U teenwoordigheid gebring het. En dat U ons deur U woord en sakrament die sekerheid gee dat ons by U veilig is. Ons bid, Here, dat U deur U Gees in ons sal werk, om ons oë oop te maak vir U goedheid. Dat ons U heil sal sien. Dat ons elke dag sal sien en smaak dat die Here goed is. Sodat ons in dankbare vertroue sal leef en sal strewe om by U te bly. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Psalm 27, 'n psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, dan struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vlees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid en wees my genadig en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig, ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my U weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuienis het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Tot sover die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en daaruit lewe. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes. As jy in die oggend opstaan, broers en susters, wat sien u van die dag voor u? Hoe lyk die dag vir u? Waarskynlik as Dawid kyk na die dag, dan onthou hy hoe het gister en eergister gelyk. As hy in die môre opstaan, dan staan hy op en die eerste wat hy raak sien, is dat hy lewe in die hand van die Here. En dat hy hierdie dag kan ingaan sonder angs, sonder vrees, sonder om een oomblik terug te deins vir die uitdagings wat die wêreld aan hom bied. Want
Die Here is my lig en my heil. Dawid lewe nie in die donker nie. Die dag is nie vir hom 'n duisternis nie. Hy lewe in die lig van die Here. En al is die dag vir hom net so onbekend as dit vir ons is, wat dit alles inhou, is dit nie 'n duisternis vir hom nie. En dis ook nie 'n dag waarin hy bang is dat hy in een of ander onheil sal beland nie, want hy leef by die Here. Die Here is sy heil. Die Here is die een wat die lewe vir hom goed maak en wat dit vir hom reg maak, wat hom in hierdie lewe heel en gesond hou. Maar Dawid kyk nie deur 'n rooskleurige bril en sê alles sal nou maar goed wees nie. Dawid sê alles sal goed wees omdat die Here daar is. Hy weet van kwaaddoeners. Hy weet van mense wat in opstand teen hom wil kom. Hy weet van vyande wat 'n hele leermag monster om hom aan te val. Dawid leef nie in 'n wêreld toegespin in 'n kokon nie, maar hy lewe in 'n gevaarlike wêreld. Maar as hy in daardie gevaarlike wêreld leef, dan sê hy, ek is nie bang daarvoor nie. Ek hoef nie te vrees nie, want die Here is by my, en ek wil by die Here wees. Dis die grootste begeerte in my lewe om die Here te soek, om hom te dien in die tempel, om daar sy lieflikhede te aanskou, om daar in die tempel te kan sien hoe goed die Here is, en te kan proe hoe wonderlik die liefde van die Here vir 'n mens daar uitsien, wanneer hy sy offers in die tempel bring. En sy hele wese roep uit, soek die Here, en dit echo, ek wil die Here soek, ek wil by die Here leef, ek wil by die Here wees, en dan sal ek saam met die Here, of aan die Here my lofgesange sing, saam met die hele volk van God. As jy in die oggend opstaan, broers en susters, wat sien u? Hoe lyk die dag voor u? 'n Dag gevul met mense, met uitdagings, met moeilikhede, met sorge? Of sien u die dag as 'n dag gevul met die teenwoordigheid van die Here? En soek u om by die Here te wees in hierdie dag, deur hierdie dag, deur die hele lewe, om sy goedheid te ervaar saam met die gemeente van Christus, om elke dag te kan sien, te kan tas, te kan proe hoe goed die Here vir ons is. En as Dawid dan so na die Here soek, dan besef hy maar, dis nie 'n vanselfsprekende saak nie. Dis nie sommer maar net so, dat omdat hy die Here soek, die Here ook daar moet wees nie. As 'n mens dit op 'n baie skerp manier kan sê, Dawid besef baie goed, hy het die Here nodig. Die Here het hom nie nodig nie. Daarom bid hy, Here, wil u nie u aangesig vir my verberg nie. Moenie ver van my afbly nie. Ek wil tot u nader. Nader u tot my. Hou my vas. Selfs as my pa en my ma my verlaat, wil u my nie verlaat nie, wil u my steeds in u teenwoordigheid hou. En wil u aangesig vir my so toon, dat ek u pad kan leer ken. Leer my u weg, lei my op 'n gelyk pad, hou my hand vas. Gee my nie oor aan my teestanders nie, maar hou my in u beskerming. En inderdaad, broers en susters, die Here het
ons nie nodig nie. Ons het hom nodig. Voor ons daar was, het die Here 'n hemel en 'n aarde geskape. En nadat ons in sonde geval het en sy opdragte veronagsaam het, hou die Here hier die hele skepping in stand. Regeer hy oor alles. Regeer hy ook oor my lewe. Dat ek die Here kan loof en kan prys. Maak hom nie meer of minder God nie. Maar as ek nie by die Here is, en die Here nie by my is nie, dan is ek verlore. As ons in die môre opstaan, wat sien ons, broers en susters? 'n dag waarin ons by die Here is, waarin ons bidend leef, dat die Here ook by ons sal wees, of sien ons 'n dag waarin ons alleen maar die pad gaan loop, en elkeen maar doen wat goed is in sy eie oë. Die wonder van die geloof, broers en susters, is dat die Here vir Dawid sê, en op Dawid se gebed antwoord, verberg u nie vir my nie. En die Here gaan staan nie eenkant as 'n onbekende God, wat niks met ons wêreld en ons lewe te doen het nie. Inteendeel, die Here stuur sy eie seun Jesus Christus na ons toe. En wanneer Jesus Christus hier onder ons kom woon, dan sien ons die goedheid van God. As ons vandag hier aan die nagmaaltafel aansit, dan sien ons in ons geestes oë, wanneer hierdie brood gebreek word en hierdie wyn geskink word, hoe dat God self hom laat breek om ons gebroke wêreld heel te maak. Sy bloed laat vergiet om ons wêreld weer te vul met die lewenskrag van sy lewe. Hier kan ons dit nie net sien nie, hier kan ons dit proe. Hier kan ons dit met die hande vat. Hier aan die nagmaaltafel, broers en susters, hier word vir ons uitgespel, die Here is my lig en my heil. Want Jesus het na hierdie wêreld toe gekom, sodat hy in hierdie wêreld vir ons die weg en die waarheid na die lewe kan wees. Die lig wat skyn, die ewige lig, sodat hy ons kan toevou in sy genade, die bande van die sonde kan breek, die kettinge waarmee die bose ons wil bind, kan losmaak, die tronkdeure van die dood waarin ons vasgekerker is, kan oopbreek. En sê die Here Jesus, dis hoekom hy gekom het na hierdie wêreld toe, sodat hy kan soek en kan red wat verlore is. En by ons wat verlore is, vir ons gee die versekering, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die evangelie, broers en susters, is nie 'n mooi verhaaltjie nie. Dis nie dromery nie. Dis nie wensdenkery nie. Die evangelie van Jesus Christus is die werklikheid vir elkeen wat in hom glo. Sodat elkeen wat in hom glo, elke môre kan opstaan en kan sê, die Here is my lig en my heil. Hierdie dag wat voor my lê, met al sy risiko's en al sy gevare, met al sy bedreigings, met al sy uitdagings, hierdie dag waarin die duiwel vir my strikke stel en die sonde lê en loer om my te gryp,
leef ek nie alleen nie. Ek leef dit omdat God by my is. En daarom wil ek in hierdie dag by hom gaan wees. En strewe ek om sy pad te loop. Om my hand styf in sy hand te hou. As dit anders was, wat was daar in ons lewe? As ons in die môre moes opstaan, en ons moes sê, vandag sal ek nie die goedheid van die Here ervaar nie. Wat beteken so 'n dag? Maar elke dag, broers en susters, staan ons op. En elke dag sien ons hierdie nuwe dag voor ons lê en roep ons saam met Dawid uit, o, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here in die land van die lewendes sien nie. As ek nie geglo het dat ek die goedheid van God vandag opnuut weer sal ervaar nie, beteken my lewe niks. Mag die nagmaal ons opnuut daartoe versterk, dat ons elke dag kan opstaan en sê, ons het gesien en gesmaak dat die Here goed is, dat hy my lig en my heil is. Sonder angs, sonder vrees kan ek lewe by hom, om te soek om sy lof te verkondig, in die sekerheid dat hy my nie sal begewe en verlaat nie. Selfs onder die allerdonkerste oomblikke sal ek kan uitroep, ek glo dat ek die goedheid van die Here ook vandag sal sien en sal ervaar. Amen. Kom ons dan. Sing saam in antwoord op die prediking, Gesang 364, die eerste en die 4de vers. Die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus Christus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. In wese is die nagmaal 'n verbondsmaaltyd, want hier by die nagmaal word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As 'n verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse.
Ten eerste is dit 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep ons onsself die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Ons moet daaraan dink, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? En dit, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. Hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Dit is ook 'n waarborgmaaltyd. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Dis ook 'n gemeenskapsmaaltyd, want hier vier ons die gemeenskap met die Here Jesus Christus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Ons word ook deur die Gees van God as lede van een liggaam in broederlike liefde aan mekaar verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Dis 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. En tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig by die gebruik van die nagmaal die dood van die Here totdat hy weer kom. En so verwag ons in die nagmaal verlangend as bruid van Christus die bruilofsmaaltyd met die lam. Dis 'n vreugdefees. Die tekens van brood en wyn spreek wel van die lyding en sterwe van Christus, en tog staan die nagmaal nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want hier by die nagmaal bevestig die Heiland op 'n besondere wyse aan ons die vrugte van sy lyde, sterwe en opstanding. Daarom is dit 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die nagmaal dank ons die Here met ons hele wese. En is dit ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewe opnuut aan God te wy. Dit doen ons met 'n opregte liefde vir God en vir ons naaste. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons die nagmaal vier, dan verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet onsself ook ernstig ondersoek na ons geloof.
Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons wil, in swakheid in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe sal bedek. Daarby moet ons ernstig voorneem om voortaan met ware dankbaarheid teenoor die Here te lewe, deur in liefde tot hom en ons naaste op te tree. Dan moet by ons 'n ernstige begeerte wees, dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, dit deur sy Heilige Gees in ons werk. Terwyl die tafel voorberei word, broers en susters, sing ons Psalm 116, ons sing die eerste, die 5de en die 7de verse van Psalm 116. Harte prys met die woorde van die volgende skrifgedeeltes. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom broers en susters, laat ons nou saam dank. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys u, dat u uit genade u seun as middelaar aan ons geskenk het. Hy het deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra, en sodoende vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. In hom vind ons, die Here is ons lig en ons heil, vir wie sou ons vervaard wees? Ons dank u dat u aan ons die geloof skenk, waardeur ons in al hierdie weldade kan deel. Ons dank u dat u opnuut ons geloof tydens hierdie nagmaal versterk. Ons bid dat u deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei. Ons bid, Here, dat u die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalsviering in ons lewens sal laat voortkom tot u verheerliking en tot ons saligheid. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou ten slotte, broers en susters, gesang 71, die eerste, die vierde en die 6de vers van gesang 71, sing ons ten slotte. Geliefdes, gaan nou in die vrede van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.